son soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbytsake song. Ek wil nou vir julle sê, daar is nou niks so lekkers op 'n program soos ontbytsang nie. Al moet ek dit nou self sê. Goeiemôre en baie welkom en by ontbytsake. En ons kyk vandag saam met die sanger, en die motiveringsspreker Matthys Roots, wat binnekort ook by Aardklop 'n kunstefees sal wees en ons sien uit baie daarna. Matthys, goeiemôre. Goeiemôre, dis lekker om te dit is baie lekker om jou weer 'n keer hier by ons te hê. En ek het agterkom jy het die afgelope tyd nog 'n hele spul baie aktiewe dinge gedoen wat ons bietjie later oor gaan gesels. Ja, nee, is dit is die lekkerste deel. Dis die tweede deel van ons lewe wat jy ontdek is nuwe dinge. Jy kan alles van 'n ander hoek af kyk en dan gaan jy weer van daai hoek af en jy doen dit net. En die girls en hier in die ateljee kyk ek 'n keer van 'n ander hoek af. Kyk hulle dan. Hallo Milan. Hallo, dink jy sy stem het 2 keer gebreek? Moes gewees. Ek dink so. Nee, ek meen hy het nie net gebreek nie, hy het in stukke geval. Nou ja, verder vanoggend gesels ons ook met Mango Lugredery se kommunikasiebestuurder en Nimue Skincare is ook weer terug met baie goeie nuus. Milan met die snapse kleertjies na die snyerspakkie van Karla. Ek dink Dawie sien die klap uit in sy gedagtes, I don't know. In ons fokus wys ek weer julle die dorp Lichtenburg in Noordwes waar landbou hoofsaaklik die belangrikste dryfveer in die ekonomie is. Maar is ook die tuiste van belangrike nywerhede en selfs wêreldbekende kunstenaars. Hoe lyk jy het hierdie ou MPB ouma geërf? It's not what you wear, it's how you wear it. Hierdie week drink ons die spier Cabernet Sauvignon en ek maak vir ons pasta met 'n romerige blou kaas. Jy kan seker nie die vrouens van jou afhou met, want jy weet daarom hoe om 'n vrou komplimente gee nie, hè? Jo. Ja, ek moet maar iets doen om hulle weet. In elk geval, ons kyk 'n bietjie in die weer, ons bietjie reën weer in die lug, alhoewel die Kaapenaars kry weer 'n bietjie lente. Landbou nuus natuurlik in die program. Ons kyk bietjie na die T20 Wêreldbeker in die sport, maar eerstens oor na die weer. Ruk jou vere reg en slaan vettelike om rekeninge op met Fat Budgie. Chip chip. Nou ja, ons is slegs 'n week van die dag en nag eweninge. Dinge raak lekker warm. Selfs die Kaapenaars het na 'n paar dae lente gehad. So ek dink oor die algemeen begin die mense die weer so bietjie meer te geniet. Ons het laasweek baie reën gehad. Hierdie week was daar 'n rug van hoog wat oor die oostelike gedeeltes van die land inbeweeg het. Dis kan ons hierdie wolkbedekking sien, hierdie grys gedeelte oor die noordoostelike gedeeltes van die land. Reënbuie wat voorgekom het oor hierdie gedeeltes. Nie so baie aksie in die bolig soos laasweekie. So ons voorsien nie so baie reënval wat gaan voorkom nie, maar nog steeds 'n bietjie reënval vir die mense oor die noordooste. Kom ons kyk wat gebeur vandag in die weer. Nou as gevolg van daai rug van hoog verskom oor die noordoostelike gedeeltes van die land, het ons daai reënbuie wat oor hierdie gedeeltes gaan voorkom, koeler weer, bewolkte toestande, ook miskolle wat in die plateaurand kan voorkom. In die weste heeltemal die teenoorgestelde storie. Ons het 'n aflandige lugvloei wat temperature gaan opstoot, sonnig en matig, lekker lente weer vir die mense in die weste. Ek seker julle sal nie kla daaroor nie. Teen maandag gaan dit weer koeler raak met 'n koue front wat inbeweeg oor hierdie gedeeltes, gedeeltelik bewolkte toestande en reënbuie wat langs die suidweskus kan voorkom. In die noordooste gaan daai rug van hoog verdwyn, nog steeds bewolkte toestande oor die verre noordooste, maar 'n aflandige lugvloei gaan begin heers van maandag af, eers langs die suidooskus en hierdie aflandige lugvloei toestande sal uitbrei tot langs die KwaZulu-Natalse kuslyn. Dus die temperature wat sonnig en matig gaan wees tot selfs warm oor die res van die binneland, sonnig en matige weer. Woensdag is daar 'n koue front wat inskuif langs die suidooskus, gedeeltelik bewolkte toestande hier met reënbuie langs hierdie kusgebiede, gedeeltelik bewolkte toestande oor die laafveld van Mpumalanga en Limpopo, maar teen die einde van die week gaan dit baie warm word, veral dan oor die Limpopo-vallei waar temperature baie hoog gaan wees, oor die res van die binneland lekker sonnig en warm. 'n Volgende koue front wat donderdag by die Kaap inskuif met gedeeltelik bewolkte toestande en reënbuie wat teen Vrydag langs die suidkus gaan aanbeweeg. Dis julle weer oor na Dawie met die ekonomiese nuus. Mango, gestem as Suid-Afrika se coolste laagkoste lugredery, vlieg saam met ontbytsake.
'n verskriklike besige week op die finansiële markte. Kom ek begin by 'n paar van die goed wat gebeur het. Ben Helikopter Bernanke. Hulle sê van Ben Bernanke want hy het gesê as 'n inflasie 'n probleem of deflasie 'n probleem is, dan gooi jy die dollars by die helikopter uit, dan gaan inflasie uiteindelik begin posvat. En dis inderdaad wat hy besig is om te doen. Hy het sogenaamde QE3 of hoeveelheidsverruiming nommer 3 bekendgestel en hy het gesê dis 'n soort van 'n open-ended soos hulle dit noem, met ander woorde van nou af gaan hulle elke maand gaan die Amerikaanse sentrale bank 40 miljard Amerikaanse dollars gaan hulle nuwe geld druk en dan gaan hierdie geld gebruik om goeder by die banke te koop, staatseffekte of se verbande wat vrot geword het en dis meer. Met ander woorde, hulle pomp geld letterlik in die Amerikaanse ekonomie. En wat gebeur? Daar hol die finansiële markte. Die Amerikaners het ook gesê Ben Bernanke, hulle gaan rentekoerse onveranderd hou tot ten minste die middel van 2015. So dit is nou, hulle is nou besig om die finansiële markte behoorlik warm te praat. En die finansiële markte doen baie goed op hierdie natuurlik oor die beleidsveranderings, maar hulle doen nie goed en dit is baie belangrik op die ekonomiese omgewing waar verander nie. So dis nie ekonomiese rede dat die markte goed doen nie, maar is oor verandering in beleid. Kom terug na die Suid-Afrikaanse ekonomie toe. Suid-Afrika het 'n lopende rekeningtekort van 6,4% van BBP aangeteken. Dit beteken ons voer 6,4% meer in as wat ons uitvoer. Met ander woorde, ons verbruik baie meer in Suid-Afrika as wat ons uitvoer, wat ons produseer. Verbruikvraag is nie 'n probleem nie. Maar die werklike probleem hierso is dat Suid-Afrika se belangrikste uitvoerproduk. Nou al hierdie PlayStations en flat screen TV's en goeders wat ons invoer, moet ons betaal met iets. En ons betaal dit deur byvoorbeeld platinum uit te voer. Platinum is Suid-Afrika se belangrikste uitvoerproduk. Nou as die ouens besig om te staak by die platinummyne, ons het nie meer so baie platinum om uit te voer nie, daarom kan ons nie betaal vir hierdie flat screen TV's wat ons wil probeer invoer nie. En dit beteken, ons is besig om onsself reg te maak vir 'n skerp verswakking in die rand. Gelukkig vir ons, die afgelope tyd wat ons gesien het, die buitelanders het meer geld in Suid-Afrika belê as wat ons in die buiteland belê het en die rand is nou besig om te verstewig as gevolg van die verswakking in die Amerikaanse dollar oor Ben Helikopter Bernanke se kaperjolla. Maar die punt bly bestaan dat ons invoere en uitvoere is uit balans uit en die rand gaan uiteindelik deurloop as ons nie iets daaraan doen nie. Hierdie staking moet einde kry. Oor na Langarm met die landbounuus. Die landbounuus word verskaf deur Veeplaas, die tydskrif vir die veeboer. In vandag se landbounuus, nuwe hoof vir Misstofvereniging, sterker wolpryse, topboere word gekroon en trekkerverkope is steeds positief. Adam Mostert is onlangs aangewys as die hoofuitvoerende beampte van die Misstofvereniging van Suid-Afrika. Hy volg Dr. Gert van der Linde op. Mostert is 'n bekende in Suid-Afrikaanse landbou en kunsmiskringe. Die wolmark het die week versterk en die Cape Wool's Merino aanwyser het met 2,7% gestyg om op R28,58 per kilogram te sluit. Ralf Swart, 'n skaap, bees en graanboer, is van dese week op Agri-Mega Week 2012 te Berdasdorp aangewys as die 2012 United South African Agricultural Association se kommersiële boer van die jaar. 'n Vark- en blomboer, Tommy Langford, is as die kleinboer van die jaar aangewys. Heinrich Dowdy, 'n olyfboer, is jongboer van die jaar. 644 trekkers is in Augustus verkoop. Dit is 2 eenhede meer as wat verlede jaar Augustus verkoop is. Verkope vir die jaar is steeds 22% hoër as verkope in 2011. Stroperverkope vir die jaar is byna 49% hoër as in 2011. Hierna is dit weer Davie en Tim Du Plessis wat gesels oor die nuus van die week. Ontbytsake landbounuus aan u gebring deur Veeplaas. Kry jou uitgawe vandag nog by jou naaste kleinhandelaar. Hoof van die Afrikaanse koerante by Tim Du Plessis by Media 24, ons gas was gewoonlik Tim. Weet jy, daar's eintlik maar net een ding waaroor mense kan gesels, maar my bek het oopgehang hierdie week. Laat ons ek meen die weermag is op 'n gereedheidsgrondslag geplaas as gevolg van een ouetjie wat glo met die soldate wil kom. Het jy, ek meen dit klink asof ons besig om ingeval te word deur die Zimbabweaners. Maar Davie, wat ek kan sê, daar's so 'n lekker Engelse uitdrukking. Malema is besig om die ANC te rattle. Jy weet, hulle is net, daar was 'n senuweeagtigheid gewees hierdie hele week aan al hulle mense wat gepraat het. Sit die weermag op 'n gereedheidsgrondslag, hy gaan die soldate toespreek. Ek was self daar en ek het gelees dat 60 soldate opgedag. Maar jy sien, hier is die probleem. Die probleem is,
Maar eintlik is die punt wat mense na moet kyk is die CNN vrou Christiaan Anandpoor. Ja. Sy kom doen onderhoude hierso. Sy praat nie met die president van die land nie. Sy praat nie met die minister van polisie of van mynwese nie. Sy praat met Julius Malema. Dis jou fout, Tim. Hoekom is dit my fout? Dit is jou fout. Jy's 'n joernalis. Julle media mense doen dit. Julle is besig om hom op te blaas. Glad nie. Hy is 'n magneet wat hierdie soort van aandag na hom toe aantrek. Volgende keer as daar 'n goeie ou is, dan is julle almal gelukkig en tevrede as ons hom baie blootstelling gee. Hierdie ou, die media, dis in die aard, it's in the nature of the beast. Dit is oor sy innemende geaardheid en persoonlikheid. Ek sê nie dit sê nie, maar hy maak baie goeie televisie en Nee, dit is inderdaad, en hy gee wonderlike kwotasies en so. En dit is net dis soos 'n mot nie 'n kers kan leerstaan. Maar die ding is wat my werklik waar en weet jy wat is besig om te gebeur hierso? Die wêreld se finansiële markte en die wêreld se ekonomie, vat nou my woord, gaan deur 'n baie moeilike tyd. Onder hierdie omstandighede wie sterk politieke leierskap het. Jy wil nie beleidsonsekerheid hê nie. Nou kom hierdie mannetjie met al die goeders wat hy sê, dit krap goeders om. Verstaan nie politici dit. Nou gee jy vir my nou die lesing, dankie Dominee. Wat ek wil sê is die probleem is, hy lyk so goed, omdat al die ander in die veld so swak is. Dis die punt. Die president was eergister in die parlement gewees, en toe het hy nou gepraat en so. Dit het geen indruk gemaak nie, dit het geen duit gemaak nie. Dit maak nie in die internasionale media opslaan nie. Malema is die een wat daar opslaan maak. Dis die groot probleem, maar een of ander tyd sal hierdie ding homself moet uitsorteer en sal ons hierdie ding in 'n bepaalde perspektief moet sien. Om die media te blameer, dit gaan eenvoudig net nie help. Hierso is wat ek doen, die ou wat die meeste bekommerd moet wees, amper almal van ons as die ekonomie tank, dan raak dit almal van ons se sakke, is meneer Zuma. Ek dink ook so, ek moet Want die mense wat vir hom moet gaan stem en hulle begin oor 'n paar weke begin die ANC takke kies en so, hulle gaan sê, maar is dit die soort leier wat ons wil hê? Is dit die soort ou met wie ons in die 2014 verkiesing wil ingaan? Wat hom deur hierdie gewone persoon, want dis hoe die ANC hom afmaak. Hy's nie 'n amptdraer van enige iets nie. Wat hom laat rattle, soos die Engelse sê deur hulle. Dis die probleem. Maar kom maar dat ek jou vertel, dis op heeltemal 'n ander punt. Nou, iemand my grootste, laat ek nou my Engelse woord gebruik, heroes in Suid-Afrika is Eugene Maree. Ja. En jy het die fliek gesien. Ja, dis reg. Die wonderwerk. Dis wat ek wil vir jou gesê, jy weet, voor jy te opgewonde raak en voor jy nou weer in preekmode ingaan. Sien my praat jy preek met die bekeerling, hoor. Ek is nie, jy hoef my nie te oortuig nie, ek stem saam met jou. Gaan kyk die wonderwerker. Dis 'n ongelooflike prent. En dit is, jy weet, mense kan amper nie dink nie. Jy weet, ons het mos almal in Suid-Afrika en baie van ons Afrikaanse mense het mos 'n ding wat sê, maar is ons regtig waar goed genoeg? Is die wêreld nie soveel beter as ons nie? Dis 'n prent in wêreldgehalte. Regtig waar. Uitstekende spel deur David Minnar. As jy 'n aanhanger is van Eugene Maree, sê jy gefassineer het soos wat hy my gefassineer het. Toe ek as 'n jong ouetjie daai boek gelees het, Die Groot Verlange. Ons het nie van Maree geken nie. Jy weet, ek meen, klaar blyklik het ons hom nie geken nie, maar as jy na daai prent kyk en soos David Minnar dit doen, dan dink jy so moes hy gewees het. Hy's 'n totale enigmatiese, boeiende, meesleurende karakter gewees. En die prent uit 'n tegniese hoek baie goed gemaak. Tim Du Plessis. Tim, dis altyd baie lekker om met jou een of twee woorde te wissel hier op Ontbytsake en ek sien uit na volgende week toe ook natuurlik. En Tim is natuurlik hoof van Afrikaanse Koerante by Media 24 en gaan kyk na die wonderwerker. Ek het self nog nie 'n draai daarna gemaak nie en hou ook die nuus dop, want dit is ook eintlik een groot drama. Tyd vir sportnuus saam met Jan Arm. As jy met jou onderneming op Ontbytsake kom spog, gebeur twee dinge. Dis baie goeie blootstelling en jy kry outomaties BEE punte vir jou onderneming se sertifikasie, want Ontbytsake is 'n graad 3 BEE gesertifiseerde besigheid. Merkwaardig, né? Nee? So moenie tot op die laaste wag nie. Kontak ons. Ja, die dames daar buite het skaars herstel van al die sport op TV gedurende die Olimpiese en Paralimpiese spele en nou begin die volgende groot toernooi met die ICC T20 Wêreldbeker wat afskop in Sri Lanka hierdie week. Dames, vra maar vir Manlief om te belê in 'n PVR sodat julle al die nuutste episodes van Loving en Dallas ten minste kan opneem. Ons almal is bewus van die Proteas se stotteringe wanneer dit kom by die groot toernooie, maar dit lyk my die span het 'n hernieude lus verwen vandat Gary Kirsten aangestel is as afrigter en wie weet, miskien kan Abel de Villiers en sy manne die trofee huis toe bring hierdie keer. Suid-Afrika is tans tweede op die ranglys van T20 spanne na Engeland en interessant genoeg het die Proteas die hoogste wenpersentasie van al die spanne in die T20 Wêreldbeker.
In die 3 toernooie sedert 2007 het Suid-Afrika 11 van sy 16 wedstryde gewen vir 'n wenpersentasie van 68.75. Sri Lanka is volgende op die lys, gevolg deur Pakistan en Australië. Die verskil is dat al 3 die ander spanne in die top 4 reeds in 'n finaal deelgeneem het of, soos in die geval van Pakistan, gekroon is as kampioene. Terwyl Suid-Afrika se beste resultaat 'n semifinaal verskyning was in 2009. Nou ja, T20 is baie onvoorspelbaar en eintlik maar 'n geval van skop, skiet en donderdag is Suid-Afrika se eerste wedstryd teen Zimbabwe. Soos gewoonlik is ons 100% agter ons knape en hoop ons hulle bring die ou trofeetjie terug. Net om die verwagting so effe aan te wakker, hier is solank 'n briljante stukke akrobatiese veldwerk deur Dan Christian gedurende die onlangse T20 reeks tussen Pakistan en Australië. That might be out. No, it's cute. Oh, what a catch! Unbelievable catch. Daniel Christian, take a bow. Wow. Everybody is on their feet and applauding that. Remarkable. Ag, ek dink Davie sal ook so enetjie kan vang, wat dink julle? Volgende is Willem Basson van Efficient Advice aan die beurt en dan sit weer oor na Ola. RSA search engine, the best business search engine in South Africa. Sommer 'n hele nuwe storie hierdie week. Nou mense, die laaste week in November is nasionale finansiële beplanningsbewusmakingsweek. Nou wat beteken dit? Baie min Suid-Afrikaners het die geleentheid om in 'n professionele omgewing te leer wat persoonlike finansiële beplanning werklik is. Nou die FPI, die sogenaamde Financial Planning Institute van Suid-Afrika, oftewel die professionele liggaam vir finansiële beplanners en ontbytsake, wil klein en medium besighede, organisasies, verenigings, enige belangstellende groep somme uitnoem op ontbytsake en Efficient Advice se webtuiste of bakkiesblad te gaan geregistreer vir 'n gratis 90 minute finansiële beplanningswerkswinkel vir werknemers. Nou elke klein en medium sakebesigheid het tog 'n sosiale verpligting teenoor sy werknemers om hulle opgeleid te kry in persoonlike finansiële beplanning. Nou hoekom maak jy nie gebruik van hierdie gratis geleentheid nie? Nou meer detail op ontbytsake en Efficient Advice se webtuiste en bakkiesblaaie. Nou volgende week gaan ons praat oor meer inligting oor hierdie werkswinkels. En miskien is dit nou 'n baie ideale geleentheid sodat jy en jou werknemers ook by die boom kan uitkom. Sien julle volgende week. En nou eers sien ek julle by die boom. Willow Creek Olyflandgoed. Besoek hulle in die Nijvallei van die Weskaap vir 'n olyfervaring soos geen ander nie. Welkom in die kombuis. Ek gaan vandag vir julle kos maak wat hierdie wyn komplementeer. Dit is die Spier Wynplaas se Cabernet Sauvignon en natuurlik is hierdie wyn 'n persoonlikheid soos al hierdie wyne en hierdie wyn is lieftallig en kompleks en dit is groots en dit is 'n wyn wat daarvan hou om saam met vriende om 'n vuur te kuier en so natuurlik Suid-Afrikaners. Alles Suid-Afrikaners en die wyn wat die kos wat ek daarmee gaan maak is 'n pasta met 'n ryk sous. En die sous wat ek mee gemaak is 'n blou kaas sous. So hierdie wyn hou van vleis, so natuurlik as jy by die braaivleisvuur is, kan jy die wyn bedien of enige pasta dis omdat dit 'n gemaklike wyn is alhoewel dit 'n verskriklike lekker wyn is. En ek dink ook jy kan dit met soos 'n fillet bedien. So jy kan natuurlik baie fancierige dis ook maak daarmee saam. En dan soos ek nou gaan maak 'n blou kaas sous saam met die pasta. So ek gaan nie vleis bysit nie, maar die kaas is so ryp en dit is so sterk dat dit natuurlik sy man sal kan staan saam met hierdie wyn. En die eerste ding wat ek gedoen het is ek het knoffel gerooster. So jy vat 'n hele knoffelbol en jy sny hom in die helfte. Nou hoekom mense doen is sodat dit nie meer so sterk is nie en dit maak dat die
aardsheid van die knoffel uitkom. So jy kan nog die aand met iemand praat wat dalk nie die knoffel geëet het nie en dit sal nie so sterk wees nie, maar dit bring die beste van die knoffel uit. Jy sit net olyfolie oor en jy sit dit in die oond vir so 20 minute, dan lyk dit so. En dan is dit letterlik sag dat jy dit met 'n vurk kan sag maak, soos jy daar kan sien. So jy bring al die beste van die knoffel uit. En dit gaan die basis wees van die sous. En dan gaan ek room en bloukaas bysit en vars tiemie en is dit, want mens wil nie te veel smake bysit nie. En ek sal nou meer vertel wanneer ek dit nou gaan doen in die pan. Oela, ek het nou geluister na julle praat verskriklik mooi Afrikaans en ons Afrikaanse taalpurist Willem. Weet jy wat is 'n bakkiesblad wat hy nou net van gepraat het? Nee. Dit is Willem se Afrikaanse woord vir Facebook. So die van julle wat nie geweet het wat 'n bakkiesblad is nie, dis Facebook. Ons kyk nou na 'n musiekvideo van Matthys Roots in my lewe en dan gesels Milan met hom. Hierdie bakkies. Escort. Die lewe is net nie so lekker sonder hulle vars vleisprodukte nie. In my lewe het ek groot geword in die middelklas van die blanke ras. In my lewe het ek foute gemaak, dit was die eerste ding waaroor ek moes sing in my lewe. In my lewe het ek skool gegaan en Afrikaans gepraat, dit was 'n voelvry pad. In my lewe het ek 'n mens verdink, dit was die hardste ding waaroor ek moes sing in my lewe. Net soos gister, net soos nou, is daar dinge en baie mense waarvan ek hou. Maar ek sukkel nog met my hart. Ja, hy wissel nog gedurig van warm na koud in my lewe. Ja. Hier is ons terug. Ek is besig om so vasgenaal te kyk aan die monitor met daai mooi musiekvideo. 'n Man wat definitief sy lewe geniet en voluit leef. Matthys Roots, ons gas, baie welkom. Ja, baie lekker. Jy is nou besig om allerlei interessante dinge te doen behalwe sing. As mens nou jou laaste 3 jaar dophou, onder andere padwedlope. Ek lees jy het al 10 kilos en 21 kilos gedoen. Hoe het dit gebeur? Ja, ek het nog altyd padwedlope gedoen, nooit verder as 10 kilos nie. Ja. 21 het heeltemal te ver gevoel om te hardloop en toe ek in die rolstoel kom, toe kom ek agter maar is makliker as mens dink. Jy's 'n klein bietjie stadiger en dan natuurlik die lekkerste deel daarvan is op die afdraaners om te kyk hoe die hardloper kla as jy verbykom. My vinnigste op 'n afdraaner is 40 km/h. So ek wil net op die rekord sê dis vinniger as Usain Bolt wat hy kan hardloop. En ek word nie eens moeg nie. So ek partykeer dan sweet ek nie eers na 10 km. Dis harde werk. Jy moet nou mooi praat. Dis harde werk, maar dis lekker. Dis lekker om weer half deel van daai normaliteit te raak. Jy weet, ek hou daarvan om myself so vinnig as moontlik by goed in te sit. Veral as mense sê dis nie moontlik nie. Dan wil ek dit doen. Want jy het nou 'n uitdaging wat jy vir jouself stel. Is daar nie 'n namme tipe windhoek ding wat jy nou wil doen nie? Ek was so 2 maande terug deur Namibië gewees met 'n toertjie en Duin 7 geklim en Duin 7 af met die rolstoel ook. Oor mense gesê mense kan nie. Ook Duin 7 is 'n klein boetie, nie Duin 7 nie, maar ek was reg voor Duin 7 gewees. So baie klein boetie, maar ek was op die duin en op pad soontoe die grondpad deur die Kommershooglandpad. By elke bordjie het ek gestop. As hy sê 300 km dan stop ek en ry met die rolstoel vir my elke video daarvan. As hy sê 280 dan klim ek uit en dan maak ek 'n video daarvan tot by Walvis Bay en toe ek nou eintlik daar kom, toe besluit ek maar ek wil dit graag aanpak en doen. So ons begin nou op die stadium dit beplan vir volgende jaar dat ons dit so epic rolstoelresies ding doen. Ons die grootste off-road rolstoelresies in die wêreld of so iets. Ek glo nie enige aanhou rol ooit grond met 'n rolstoel ja. En dis 300 km ons beplan so ietsie, maar dit is nogal groot logistieke dinge om saam te gaan en almal te akkommodeer langs die pad, want om 'n rolstoel ou slaapplek te gee en so aan is bietjie moeiliker as om net op die grond te mag slaap. Wie is die Absa Klofies? Ons is gewoon so 'n klomp pelle en rolstoele.
Die enigste voorwaarde is jy moet jou eie stoel bring as jy wil kan saam oefen. Ja. Dit het laas jaar begin by my eerste wedloop wat ek laas jaar gedoen het ek 'n vriend of 'n ou ontmoet op die wedloop en ek en hy begin te pelle maak en sê maar kom ons gaan oefen by 'n plek. Toe gaan oefen ons by Moreletta Kloof in Pretoria. Daar's tussen die bokke, tussen die volstruise en die goed, daar's nie karre nie. En ek en hy het dit so 3 weke net ons twee gedoen. En nou is ons al hier by die 25 wat elke Dinsdag aan daar by mekaar kom en dit raak net as ons hoor daarvan dan kom hulle by mekaar. En Absa het ons nou self geborg met toerusting en toeganklikheid en support om by plekke uit te kom. Partykeer is dit 'n bietjie duurder vir al die ouens om te vlieg na plekke toe en 'n wedloop te gaan doen. En dis die idee is om 'n sosiale groep rolstoel oefenouens by mekaar te kry. Ja. Ons kyk na die Paralimpiese spele, hoe ongelooflik, ek wens ek was so vinnig geweest in 'n rolstoel. Maar mens kyk na daai ouens, maar jy weet ons kan almal nie daarby uitkom nie. Maar op 'n sosiale punt, as jy kyk na padwedlope, hoeveel ouens gaan hardloop? En as ons dit kan regkry om vir ouens nou 'n rolstoel te wys, 'n 10 kg in 'n rolstoel is heel moontlik. Dit is moontlik. Dit is nie so moeilik nie. En dit is net sosiaal en net so lekker soos om te kan hardloop. En dis die idee om dit net groter en groter en groter te maak. En uiteindelik, miskien oor 4 jaar, is daar 'n paar van ons wat by die veteraan Paralimpiese spele gaan doen. Dis die mikpunt. Lekker om te sien dat jy hierdie uitdaging so aanpak. Ons gesels net oor jou CD en jou nuwe boek. Dit's baie opwindend. Dankie dat jy by ons kuier. Dankie. Hierna gesels Dawie met Hein Keiser, kommunikasiebestuurder van Mango Lugredery, een van ons gewaardeerde borge. Is jy op soek na 'n bekostigbare franchise geleentheid? Just Water bied met trots aan Body Fuel Express, 'n bekostigbare franchise konsep, gepas as losstaande besigheid of aanvullings in winkels soos volstasies en geriefswinkels. Body Fuel Express is 'n winkel met 'n tapstasie wat gebaseer is op die toenemende aanvraag na gerieflike, gesonde en bekostigbare vul en hervul van suiwer ozon-gefiltreerde water. Toegevoegde produkte sluit gegeurde water in wat dieet- en diabetes-vriendelik is, asook energie- en funksionele drankies en produkreekse vir kinders. Sedert die eerste dag het Body Fuel Express homself as wenkonsep bewys om nuwe kliënte na Shell Amberfield te lok en ons inkomste aansienlik verhoog. Met sulke hoë opbrengste word my tweede winkel in George sonder twyfel uitgerol. Kontak Body Fuel Express vir meer inligting en jou besigheidsprospektus. Body Fuel Express, jou gesonde en winsgewende sakegeleentheid. Fly now and pay later when you book online at flymango.com and pay for your flight using your Edgar's card. En hy is inderdaad die kommunikasiebestuurder by Mango Airlines en naam is Hein Keiser. Hein, goeiemôre. Baie welkom. Baie lekker, dankie. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan 'n klein bietjie beter. Baie dankie vir die belangstelling. Maar meer belangrik, hoe gaan dit met Mango? Weet jy, dis eintlik 'n klompie jare wat hierdie oranje ouens nou begin rondvlieg. Dit gaan baie goed. Weet jy, ons het hierdie week ons Mobi site bekend gestel. So ons gaan nou die enigste lugredery in Afrika wees wat jy op jou selfoon jou besprekings kan maak. 'n Mobi site. Kan jy dit glo? Hoe werk dit? Dit presies op ons webwerf. So al wat jy hoef te doen is gaan na flymango.com en hy gaan outomaties homself aanpas. Hang net af wat jou device is om 'n bietjie Engels daarin te gooi. Instrument. Moet dit klink bietjie stout. Wel, jou device kan, dat is heeltemal goed, ja. Hang af van jou device, ja. Ja. En dan sou hom nou outomaties daarbey aanpas en dan kan jy vlug net soos op die internet. So ek vat my telefoon, dan gaan ek nou op julle webbladsy in en ek bespreek 'n vlug daar en dis dit. Easy peasy. Dis ongelooflik. Ons is die eerste en ek dink net van een van 'n paar lugrederye in die wêreld wat dit nou al doen. Kan ek inboek daar? Nog nie, maar dit kom. So dis binnekort. Ja, maar jy kan ook klaar aanlyn inboek. Maar wat ek wel weet wat julle wel het, né, is Wi-Fi. Julle is die eerste ouens wat Wi-Fi het, né? Ons is eerste met baie klomp goeders. En die Wi-Fi, dit is nou einde van hierdie maand is ons 6ste vliegtuig, gaan hy aanlyn wees. So dit beteken dat al ons vliegtuie nou Wi-Fi gaan hê vir die res van die tyd. Beteken dat jy het 'n dingetjie wat vir die vliegtuig kyk na die satelliet toe en dan sit jy vir jou Wi-Fi binne in die air. Ja, as jy mooi na ons vliegtuig kyk, heel agterop is daar so 'n doppie op die vliegtuig en dis binnekant is daar 'n ding wat hulle noem 'n radam. En dis amper net soos 'n satelliet skottel. Het almal dan Wi-Fi binne in die vliegtuig? Ja. So jy kan al die e-mails aflaai en weet jy, dis ongelooflik. Ek het Skype probeer, ek het FaceTime probeer en ek het eintlik om 'n bietjie beter Afrikaans te praat,
'n video geselskap gehad met iemand op die grond, 37,000 voet in die Kaap terwyl ek uit Lanseer uitgevlieg. Is dit duur? Nee, is R50, maar weet jy wat kom in Oktober maand? Ons gaan dit doen vir R1. So as jy vlieg met ons in Oktober maand, kan jy die wifi gebruik vir R1. Weet jy, die ander ouens is so duur, Ons is nice, hè? dit gaan moeite werd wees om Kaap toe te vlieg, 'n klomp goeders af te laai en weer terug te vlieg, Ja. want die data is so goedkoop. Dit is ongelooflik. En weet jy wat, as jy dit vergelyk met wat jy op jou laptop hierso op 3G kry, dis vinniger in die lug. Dis ongelooflik. Hoe vinnig is dit? Sjoe, okay, ek's nou nie 'n nommers ou nie. Vergeet van die nommers. Ek is so 'n IT ou. Nee, jy lyk nie glad nie so nie. Maar weet jy wat, die spoed is baie vinnig en is baie goedkoop en is ongelooflik. Wat se ding is julle bucket list? Dis 'n emmer wat jy ronddra. Nee, ek joke. Wat dit is dis die tweede deel van 'n kompetisie wat jy R150,000 kan wen. Maar eintlik wat die hele ding is om Suid-Afrikaners bietjie aan te moedig om ons land te ondersoek of te explore, soos hulle sal sê in Engels. So daar's 'n hele klomp challenges, wat is dit in Afrikaans? Uitdagings, dankie. Ek kan maar vra. Baie dankie. Jy's baie gaaf. So daar's 'n hele klomp uitdagings wat ons nou voorlê vir Suid-Afrikaners en hulle moet die uitdagings doen en dan vir ons die foto's sien en dan kan hulle natuurlik lei om die prys te wen. Ja. Maar die hele idee is natuurlik ons het ons pay-off-line soos hulle sal sê verander na why not today. So hoekom nie vandag nie? En dit is waaroor ons is. Ons hele kultuur en ons besigheid is why not today? Hoekom nie vandag? Jy doen dit nou. Dit is jonk en seize the day. Sê net so vinnig. Het julle 'n Mile High Club wel? Ek vra hom net. Ek hoef te gratis te antwoord. Soos in Engels sal sê, that would be telling. Ja, maar laat blush hierso. En Keiser, kommunikasiebestuurder by Mango Airlines. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. En ek gaan bietjie weer 'n keer saam met julle vlieg na Oranje Aries. Mens kan hom nie miskyk nie. Ja nee, dink jy ons gaan die rugby wen vandag? Speel julle rugby met Mango? Nee, Suid-Afrika. Ons weet om 'n bal te skop. Baie dankie. Nou ons kyk net spesifiek na hierdie bucket list promosies. Imagine if you could do all the things you've dreamed of doing. It's time to stop putting things off till tomorrow and take off. Enter the Mango 150,000 Rand Bucket List Challenge. Visit flymango.com. Mango, why not today? Pa, wat soek jy? Ek soek die nommer van 'n Wilds-Lodge. Hoe bietjie vir maar die naweek bederf. Ek wil saamgaan, maar ek wil quadbike ry, padry en Absel en Wag 'n bietjie, ek weet nie eens waar om te begin soek nie. Gaan na rsasearch.co.za toe. Nee, regtig pa, die internet verstaan nie Afrikaans nie. Dis rsasearch.co.za. RSA Search is die beste soek engine waar jy enigiets kan kry, van restaurante tot vakansieplekke en selfs gastehuise. Ontbytsake het onlangs vir julle 'n hele paar mammas in die Clover Mama Afrika projek gewys en die uitstekende werk wat hierdie engele in hulle gemeenskappe verrig. Nou soos julle seker onthou, was dit 'n kompetisie vir 'n motor van Equestra FlexiFleet en ontbytsake was daar toe die wenner aangekondig is en die oorhandiging van die motor plaasgevind het. Kyk hierna en dan gesels Karla met ontbytsake bemarker Garth Ashman. Goeiemôre almal, ons is hier so is opwinding loop hoog. Ons het vir Mama Gladys en Mama Esther hier wat vir ons die 2 houtes gaan in ontvangs neem as die wenners van ons Mama Afrika Clover Mama Afrika projek. En ons is baie opgewonde. Ek dink julle is meer opgewonde as ons. So ek wil net vir julle sê baie geluk. Want daar is baie geluk en ry veilig, baie mooi kilometers en seën vir die werk wat jy gaan doen. Baie dankie. Het is een groot plezier. Like over the moon, knowing that I was pushing a wheelbarrow to take my bread to my customers. Now I'll be driving my lovely cars. And it's going to make my work much easy. And I want to thank you, Prof. I want to thank you very much for everything that you have done for us, what we have learned at Clover. Really, it is a privilege to have something like this. I'm so excited and I'm so glad and happy
on top, deeply in my heart, I want to let God bless the company of the cars and the Clover, Professor and Joey. Those are always helping us, pushing us to work hard. Sometimes when it's difficult, they are here to us. May God bless both of them. Thank you very much. Vir ons is dit wonderlik om die twee mammas hier te hê en te sien hoe die kompetisie afloop. Ek weet dit is baie spesiaal. Ek weet hoe nodig hulle hierdie voertuie het, want dit word regtig soos afleweringsvoertuie gebruik. Baie geluk julle en ek is baie trots op julle. Hoor, lekker werk. Geniet elke oomblik in julle nuwe voertuie. Baie geluk, hè? Ontbytsake se span verken die land van hoek tot kant met ons lekker motor van Equestra Flexi Logistics. Garth, as projekbestuurder by Ontbytsake, wat is jou volgende fokus en hoe het jy besluit op die tema juist die tyd van die jaar? Karla, ek het besluit op wat ons noem of wat mense gewoonlik noem konsessies. Ek dink meer mense verstaan franchises, so kom ons praat maar eerder oor franchises. Die rede wat ek dit nou gekies het, is ons gaan nou einde van die jaar eers uitsaai. En ek dink dit gee vir opkomende besigheidsmense iets om oor te dink oor Desember, laat hulle die nuwe jaar kan begin met nuwe idees. As hulle wil kyk na nuwe opsies in die besigheidswêreld. Nou, franchises of konsessies is, ek dink baie mense nie verstaan nie, daar is omtrent so 400 stelsels, waarvan daar omtrent so 23,000 takke is, dis in Suid-Afrika, en ons is klein teenoor die res van die wêreld. Nou, uit die takke verskaf ons omtrent so 300,000 werksgeleenthede aan verskillende mense, wat ek dink baie goed is, wat ons nodig het in hierdie land. En die omset per jaar is omtrent so 128 biljoen rand. En wat ook baie interessant is, franchises groei met omtrent so 13% per jaar, waarvan omtrent 89% van hulle suksesvol is. Nou as 'n mens dit vergelyk met ander klein besighede wat begin, was net omtrent so 2/3 van hulle wat suksesvol is. So franchise is definitief die moeite werd om na te kyk. Sjoe, Garth, dis 'n prente mond vol. Sê net vinnig, wanneer saai die program uit? Die program saai die 1 Desember uit en mense wat belangstel om te adverteer op die program of wat belangstel om deel te neem is welkom om my onmiddellik te bel. My kontakbesonderhede is op die skerm. As hulle nie 'n pen by die hand het, is hulle kan ook kyk op ons webtuiste of ons webtuiste besoek. My selfoonnommer en alles is daar op ons webtuiste. Lekker, ek is seker dit gaan 'n baie interessante fokus wees. Die van julle wat konsessies het wat julle vir die res van Suid-Afrika wil wys, Ontbytsake is juist die perfekte platform vir dit. So kontak vir Garth so gou as moontlik. Nou is dit oor na ons Ontbytsake kalender. Jy bou met bloed en sweet aan jou onderneming, werk jou byna mors dood? Dis tyd dat jy bietjie daarmee kom spog. En jy kan dit hier by Ontbytsake doen. En dit kos amper niks.'n Meksikaanse antieke silwer juweliersware uitstalling vind plaas van 20 tot 29 September in Stellenbosch. Skakel die nommer op die skerm vir meer besonderhede. Die Kudeskop bosavontuur word gehou van 28 tot 30 September op 'n wildsplaas in Seringhoek. Vir meer inligting kontak Martie. Dan is daar ook die bosremoer wat van 28 tot 30 September in Ceres plaasvind. Die kontakpersoon is Barry. Die Baba Walvisfees word gehou op 28 en 29 September in Witstrand in die Wes-Kaap. Skakel Larita as jy meer besonderhede soek. 'n Wetren en pretloop vind plaas op 29 September by die Hoërskool Brits. Die Foriesburg aktiwiteitsfees word gehou op 29 September by die skougronde. Bel vir Linda as jy meer wil uitvind. 'n Vertoning van Steve Hofmeyer vind plaas op 4 Oktober by die Bolivia Lodge in Limpopo, bespreek by Eve.
Hoërskool Sekunda beplan 'n reunie vir hulle matrikulante van 1982 in November. As jy een van hulle is, skakel vir Jan. En Hoërskool Voortrekker hou 'n reunie vir hulle klas van 1962 op 2, 3 en 4 November in Pietermaritzburg. Die kontakpersoon is Mada. Daar sal ook Hoërskool HTS Brakpan se reunie vir die matrieks van 1992 van 2 tot 4 November. Ja, Naro wys nou vir my sy familiefoto's hier. Ek kan nie glo dat kleintjie so groot. Sy groei nie. Wat voer jy al kunsmis hoor? Sy's amper so lank soos jy. Jy gaan dit klap kry, ja. Ek probeer nice wees met jou. Baie dankie, David. Nog 'n gebeurtenis wat julle beslis op julle kalenders moet aanteken is kyk net buite Expo wat volgende naweek 21 en 22 September by Mbezi Caravan Lodge net so 8 km buitekant Warmat gehou word. En daar is hierdie jaar weer talle buitelewe uitstallers van woonwaans, motorwoonwaans, boswaantjies, 4x4 toebehore, tente, sport en hengeltoerusting, braaitoerustinge, buitelewe publikasies en brandas en kook. Jo, ek wou net sê dis al wat nie daar is nie, brandas en kook. Maar behalwe vir die uitstallers is daar ook genoeg kos en vermaak vir 'n lekker kuier in die buitelug. En net die week daarna, die naweek daarna, vind die Bosremoerfees in Zeerust plaas. Ons kyk nou wat julle alles daar kan verwag en dan is dit tyd vir lees en geniet. Bosremoer. Ek dink so net by die skouer. By Bosremoer vier jy fees in die hart van die Mariko Bosveld. By Bosremoer gaan jy jouself uitleef en jou batterye herlaai. Vir die wat rus en vrede soek, wel die voelgesang is jou wekker. Pap en kuiens jou ontbyt, 'n Bosveld tee om 11 jou bederf, ronddrentel jou treadmill, egte Bosveld son jou Vitamiin D en Afrikaanse kunstenaars jou inspirasie. En almal is welkom, want Bosremoer kom uit die hart, uit die bos, tuisgemaak. En dit als met egte boere gasvryheid. Dis weer tyd vir ons boekfokus en vandag het ek hierdie boek Die Einde van die Wêreld en Hoe om dit te oorleef, geskryf deur Johannes Bertus de Villiers. Nou die Maya kalender sê ons einde kom in 2012, maar daar was al 'n hele paar ander eindes van die wêreld voorspel. En in hierdie boek ondersoek die skrywer die gevare wat ons inwag en ons kyk na verskillende profesieë van die Mayas en Nostradamus, ons onstuimige son, natuurrampe, meteoriete, selfs zombies en eindvisies. So jy kan hierdie boek gaan koop en binne, hulle sê ook vir jou wat om te doen 5 minute na die ramp jou getref het. Wat om te doen om te oorleef. Sy moenie sê jy was onvoorbereid nie. Dan het ek hierdie boek Wie is reg? My vrou natuurlik. Wie is reg? 10 jaar se regspunte deur Andreas van Wyk. Hierin behandel die skrywer verskillende regspunte soos of geoloog en seismoloog gedagvaar kan word omdat hulle inwoners van 'n dorpie nie teen 'n aardbewing gewaarsku het nie, nog altyd daar gewonder, of het 'n huiseienaar 'n reg op sy uitsig wat hom teen sy buurman se bouplanne beskerm. Van Wyk gebruik nuusgebeure om sekere regspunte te bespreek en hy kyk ook na spesifieke wetgewing soos die maatskappywet en die probleme daar rondom. Sy uitgebreide kennis van die geskiedenis en die internasionale reg sorg vir prikkelende leesstof. En hierdie roman, Die Skrywer, is 'n aangrypende egmenslike verhaal geskryf deur Esta Stein. Op 'n stil aand in 'n herehuis langs 'n meer dans 'n jong vrou in 'n verruklike rooi aantrok met haar werkgewer nogal. Maar nooit sou hy kon raai dat sy stralende dansmaat soveel geheime ronddra nie. Dat Annabella Maria Bennett geen huishoudster is nie, maar eintlik 'n joernalis en sendeling dogter uit Afrika is wat saans haar eie verhaal skryf. En toe hy een keer van 'n reis deur Afrika terugkom, vind hy in sy lesenaar 'n manuskrip wat sy lewe sal verander. Annabella se Afrika Testament. En ek is so opgewonde soos 'n klein kind, want kyk my groot boek. Ek het vandag hierdie lekker groot A3 kinderboek op die plaas. Die boek is amper net so groot soos Dawie, uitgegee deur Jumpstart Educational Resources. Hierdie boek is 'n gunsteling met alle kinders. Kinders kan die plaaswerf ervaar met pragtige, groot foto's en goed nagevorsde feite en oulike rympies. Die boek sluit in 'n haan, kuiken, koei, skaap, perd en bok en vir Dawie. Kyk wat oulik is dit, julle? Ja. Dit is 'n bietjie mooi gestaan. Net hierna maak Dawie, die wenner van verlede week, se boekgeskenkpak bekend. Hulle is baie lelik met jou Dawie. Ek stem glad nie hiermee saam. Net 'n regte man kan Dawie is baie mooi so. Gaan
na Ontbytsake se webwerf vir meer inligting oor alles wat julle weekliks op die program sien. Dit sluit in die kalender, landbounuus, ekonomiese nuus en natuurlik Oula se resepte. Dis ook die plek waar jy fantastiese pryse kan wen. So gaan kyk op die Wen Alweer blad en skryf in. Wie weet, miskien is jy gelukkig. Dit alles op ontbytsake.co.za. Laat ek net vir daai ou spulletjie sê, nee, daai ou vuurtjies wat nou hier staan en skinder het vir my. Ek het 'n geheimpie teen elke een van julle. Teen elke een van julle. Langarm, ek moes jou al gaan uitbuil het. Wees nou maar, erken dit nou maar. Milan, jy het nou al opsiene op voorstel aan my gemaak. Dis die realiteit. En wat is dit vir jou, Karre? En ek praat nie eens van Oula nie. Dis die waarheid. Want daar's niks om te sê nie. Verlede week het ons daardie 3 boeke in 'n lekker boekgeskenkpak weggegee en dit was die tienerboekies, die geskiedenisboek en natuurlik die kinderrympies. Die wenners daarvan is Odet van Sail, Ria Badenhorst, Valerie Oosthuizen, Susan van Tonder en Amanda Dreyer. Geniet die boeke. Natuurlik, ek dink ek moet 'n boek skryf oor hierdie mense van Ontbytsake op see en spul. Later gee ons ook van Matthys se series en sy biografie weg, maar eers gesels Milan met Connie Pieterse van Nimue Skien. Hulle wil nie meer met my praat nie. Pryse word afgelewer met die komplimente van Don Weng. Ontbytsake beplan 'n fokus oor konsessies oftewel franchises soos dit algemeen bekend staan. Dit sal uitgesaai word op 1 Desember. So as jy jou konsessie aan die land wil bekendstel, kontak vir Garth Ashman. Connie Pieterse is die besturende direkteur van Nimue Skin Technology en sy het al vroeër hier by ons gekuier. Welkom terug by Ontbytsake. Baie dankie. Nimue is 'n handelsmerk wat ons baie goed ken. Is dit net in Suid-Afrika beskikbaar? Ja, Nimue word eintlik vervaardig in Suid-Afrika. Dit word hierso verpak en dan word dit versprei na 22 ander lande reg oor die wêreld. So. As 'n mens praat van velsorgprodukte, dan is daar soveel op die rak om van te kies. Wat maak julle anders? Wel, oor die algemeen, as jy kyk na Nimue, jy weet, ons gaan die oorsaak van die simptoom aanspreek, nie hierdie simptoom nie. Gewoonlik sê nou maar, jy het pigmentasie op jou vel. Gaan baie produkte gaan probeer om daai pigmentasievlek uit te blyk. Maar met Nimue gaan jy na die oorsaak, jy gaan terug na die orgaantjie wat die pigment produseer in die vel en jy gaan presies op daai prosesse inwerk. So dit is wat die groot verskil is. So dis amper medisyne vir die vel, nie weet, en nie net kosmetika nie. Nou behalwe vir die effektiwiteit van so 'n produk, weet ek is dit vir die verbruiker belangrik dat 'n maatskappy betrokke is in die samelewing. Wat is sosiale verantwoordelikhede het julle? Ons is so 6 jaar terug het ons by die Abraham Kriel Kinderhuis in Potchefstroom betrokke geraak. Dit was ongelooflik, weet, om met hierdie kinders betrokke te raak en die behoefte daar was wat bepaal is dat hulle omtrent R350 per kind per maand nodig het. En ons het gaan kopkrap, hoe gaan ons dit doen? En jy weet, om funksies te hou en golf te aan wat ook al, dit is bewuswording, maar dit bring nie regtig op die einde van die dag geld in die mense se sakke nie. So wat ons gedoen het is deur bewusmaking het mense 'n debietorder geteken van R350 per maand en op daardie manier, jy weet, sonder dat jy regtig, jy weet jy dis jou keuse of jy emosioneel wil betrokke raak of jy vir die kind wil gaan kuier of nie. So dit was baie effektief geweest. En julle het ook nou 'n meer onlangse projek, is ek reg? Ons het 'n onlangse projek waar ons so baie opgewonde is. Dit word genoem Green Tunnel Vision. En wat dit basies is dat daar groentetonnels opgerig word in gemeenskappe waar daar baie groot behoefte is. En dit is regtig baie bevredigend want in so 'n tonnel kos omtrent R25,000 en dis die tonnel met sy saailinge, die kunsmis, tuinslang, die hele werke en die opleiding in so 'n gemeenskap. Jy weet, dit kos net R25,000 en ons moet gaan kopkrap, hoe gaan ons hierdie bymekaar kry? En wat ons toe gedoen het is, omdat die tonnel, as jy nou dink aan 'n tonnel, dit beskerm die groente. En as jy weet, mense wil dit half inbring by ons industrie kan ek maar sê. En wat beskerm die vel is maar SPF, jy weet, sonskermfaktore. En ons het nou ons Nimue produk wat ons nou 'n nuwe produk wat ons het SPF 40 gaan ons dan nou gebruik en elke produk wat verkoop word, gaan ons R10 vat en so in daai fonds instoot. Jy weet, so ons wil graag die kykers vra ons regtig te ondersteun met die nuwe SPF 40 vir hierdie projek en dit is regtig vir behoeftige mense. Fantasties, en dit is dan nou eintlik ook so
So reg in die kol, sonskerm, kankermaand wat nou opkom. Dit val alles in dieselfde groep amper. Julle het 'n spesiale aanbod as ek reg is. Ons het 'n aanbod wat nou tot aan die einde van November hardloop. 'n Kliënte kan ingaan na 'n Nemeus salon toe, 2 gespesifiseerde produkte koop en dan 'n oogroompie verniet kry. Die waarde daarvan is R266. Ja, so dit is op die oomblik beskikbaar en dan ook kan die kykers wat nou inkyk, is daar 'n SMS wat hulle kan stuur na 41981 en as daar 3 gelukkige wenners en die persoon wen dan 'n R1000 wat sy kan spandeer by 'n Nemeus salon, of dit 'n produk of treatments is, dit is haar keuse. Fantasties, so reg voor die somer. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het en vir ons dit alles mooi verduidelik het en vir wat julle doen in ons samelewing en ons gemeenskappe. Baie dankie, Milan. Nou ja, nou is dit weer tyd vir Oela in die kombuis. Die spier Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte en belee kase. As julle nou net eers ingeskakel het, ek kook vandag met die spier Cabernet Sauvignon en ek maak pasta skulpies. Ek het juist die skulpies gekies sodat die sous binne in die skulpies kan gaan. So wat so sous jy ook maak is baie belangrik by die tipe pasta wat jy kies. Byvoorbeeld, as jy bolognese maak, is die spaghetti lekker, want dit hoef nie dan vas te klou nie. Maar soos hierdie romerige sous waar daar nie baie stukkies is nie, het jy nodig dat dit soos bakkietjies is waarin dit kan lê. Daarom het ek nou die skulppasta gekies. En ek het intussen mos nou die knoffel gerooster en fyn gemaak en ek het broodkrummels net bietjie in Willow Creek se olyfolie gerooster. So ek het dit of net hier so in die pan gebraai eintlik en swart peper oorgesit. So dit gaan dit net bietjie oomgee. So ek maak 'n vegetariese dis waar jy nie eens sal agterkom daar's nie eers vleis in nie. Want mense dink altyd met 'n Cabernet Sauvignon jy nodig om vleis te hê, maar dit is nie altyd nodig nie. So ek het intussen diefreshe room warm gemaak. Ek sal nog kyk hoeveel ek gaan bysit, want dit is 'n lekker ryk sous wat ek maak. En ek gaan die knoffel daarin sit en dan gaan ek bloukaas insit. Nou, die blou van die bloukaas is skimmel. En regte egte bloukaas is gorgonzola. Word dit natuurlik gevorm. So dit is deur tyd wat die skimmel gevorm word. Maar met tyd het die mense dit nou aangepas en hulle sit die skimmel in die bloukaas. So dit is nie 'n natuurlike ding nie. En in sekere bloukase vat hulle 'n koper naald waar daar spore op is van skimmel en hulle druk die naald net in die bloukaas en dan groei dit van self. Maar hoe ook al, bloukaas is ryk en lekker en ek gaan die stukkies hier insit. Maar ek sal nou vir julle die finale produk wys. Jy het nog nooit otter gemaak nie, Oela? Nee. Ek's baie bly. Weet jy waarvoor het hulle otter gebruik in die ou dae? Die medisyne vrouens of mans in die ou dae het gebruik as medisyne sakke, omdat dit waterdig is as gevolg van hulle pels. Ja, dis slim. Maar ja, gelukkig het Oela nog nie otter gemaak nie. Maar Milan hardloop die otter. Bro, ek weet nie wat beter is, jy maak otter hardloop die otter. In elk geval, skryf sommer nou die nommer neer as ons na die insetsel kyk en stuur jou SMS om R10 aan die Tygerberg Kinderhospitaal Trust te skenk. Dit mense hardloop. Escort. Die lewe is net nie so lekker sonder hulle vars vleisprodukte nie. Hoeveel kansse kry 'n mens om 'n kind te laat dans? Om 'n dag op te helder? Om in 'n lewe in te ploeg? Daar kom 'n dag wat ek nie meer my skoene sal kan vasmaak nie. Nie meer sal kan opstaan nie. Nie weer 'n berg sal kan trotseer nie. Vandag is nie daai dag nie. My naam is Milan Murray. Op 15 Oktober hardloop ek die Otter African Trail Run ten bate van die Tygerberg Kinderhospitaal. Help my om hulle te help. Vandag nog. Want hoeveel kansse kry 'n mens? Ja. Ek en Matthys praat wedlope. 10 kg en 21 kg. As ek daai ding hardloop, dan is dit sommer 43. Hierdie jou boek Steeds Matthys. Hoe het dit ontstaan? Aanvanklik wou ek nie regtig of ek het net gehad om die storie te wil vertel nie, maar meer en meer mense het my begin vra en uiteindelik het ek besluit om 'n ja te sê, want eweskielik begin dit half die gedagte vervaag vinniger as jy dink. Ek dink ou se kinder
gedagtes bly meer ingeprent, maar jy gaan so aan jou lewe dit verander en ek het toe die storie van Alita vertel en is nog 'n proses gewees en gelukkig tik sy baie vinnig en ek praat onsamehangend, ek weet nie sy sin gemaak van wat ek sê nie, want ek spring die kant toe, die kant toe, die kant toe, die kant toe, maar uiteindelik het ons die storie probeer vertel soos dit gebeur het en net om dit eintlik te dokumenteer. Dit is nie 'n suksesresep vir iets nie. Dieselfde met my praatjies ook deesdae wat ek doen. Ek wil net vertel wat gebeur het en eintlik wil ek vir die mense wys dat dit nou goed gaan. Ek wil nie terugverwys na wat gebeur het in die verlede nie. Want mense is nie geneig om te glo dat dit nou goed gaan nie en dis eintlik maar hoekom ek dit gedoen het. Ek het my foto's ingesit om te wys wat ek doen en wat moontlik is. En ek geniet dit nogal. Is dat terapeuties vir my ook om dit te kan doen. Ek wil hier jou aanhaal. Ek weet nie of dit uit die boek uitkom en dit net iets is wat jy gesê het nie, maar jy het gesê everyone is trying to accomplish something big, not realizing that life is made up of little things. Wat bedoel jy daardeur? Ek weet nie wie daai stukkie geskryf nie, maar dit is net ietsie wat ek eendag raak gelees het en ek het dit maar ook maar net weer aangehaal. Maar ek dink dit beteken maar net begin stukkie vir stukkie. My series naam Rembrandt se meisie in die maan. Die boek of die liedjie Rembrandt. Het ek gedink gaan oor daai skilder wat as hy begin skilder net hierdie grootste skildery wat hy net klaar gemaak het nou. En jy moet die volgende een begin. Jy kan nie begin en verf met al jy werd is en kleur opplak en alles en is reg nie. Jy moet weer begin beplan. Jy moet weer van voor af begin. En dis hoe ek het maar my goed ook deesdae gesien het. Ek moes 3 jaar terug moes ek regtig van voor af begin. Ek moes leer regop sit. Ek het myself leer aantrek. Ek moes self leer eet en tande borsel. En dis maar die proses wat daai ek vir my weerspieël is. Begin net iewers te gee jouself 'n kans. En as jy begin iewerste, dan geleidelik, stappie vir stappie. As jy weer kyk as jy bo op die berg en as jy dit stappie vir stappie gedoen het, is nog 'n mooi roete ook geweest. Jy kan kruis en dwars gaan, maar nie net altyd die pad hiernatoe vat reguit op die steilste krans uit nie. Vat die pad maar so sê jou lei en uiteindelik kom jy bo uit en Wat is die dinge wat die mense meeste na so 'n motiveringspraatjie vir jou kom sê? Is almal se probleme en se amper aha oomblikke dieselfde? Ek dink nogal so. Ek dink dis 'n universele probleem wat mense het en dit probeer ek uit die praatjie ook vir mense wys. Dit gaan nie oor my spesifieke probleem wat ek het nie. Dit gaan vir my oor 'n groter generiese benadering tot wat ons almal nodig het daar buitekant. En dan iets waarop ek baie fokus is die mense om my. Wat se verskil hulle gemaak het aan my en ek probeer dit ook vir mense in die boek en dan in die praatjies ook sê. As jy iets gedoen het, dit maak 'n verskil, maak nie saak hoe klein dit is nie. Want ek wil hê hulle moet ook goed voel oor wat hulle doen vir ander mense. Trust yourself net. As jy iets wil doen, doen dit en dit maak 'n verskil. Mense weet dit maak 'n verskil. En so geleidelik stukkie vir stukkie bou mense almal daai hele proses op en as jy weer kyk, is ons almal bo op die berg dan. Dit klink alles verskriklik mooi. En ek dink baie motiveringspraatjies het hierdie yes gevoel in. Hoe's jou afdaag? Het jy afdaag? Is daar tye wat jy half dink nee, jy glo nie meer dit nie. Daar's dan nie meer hoop aan die einde van die tonnel nie. Ek is een van daai vreemde ouens wat nogal my afdag sal wees as ek 'n papwiel kry langs die pad en ek moet 'n bietjie tyd mors om die papwiel reg te maak of ek kan nie. Ek moet langs die pad staan en hyk tot iemand stop en my wiel vir my kom ruil. Maar die punt is ek is nie ek glo nie aan 'n resep om dinge te doen nie. En dis dit ook baie duidelik in die boek en die praatjies wat ek doen. Daar is nie 'n resep nie. Dit gaan vir my net meer oor 'n sinergie in saamwees en net werk daai stukkie vir stukkie in kap hom uit soos hy kom. Maar ek is ongelukkig een van daai ouens. Ek weet nie of hy eendag my gaan hartslaan daai afdag nie, maar ek het regtig nie afdaag nie. Lekker. Goed om met jou te gesels vir positiewe gesindheid. Mense het dit nodig. Nou net hierna is dit tyd vir Karla met vandag se fokus. Maak kosdrange jou rasend. Sukkel jy om gewig te verloor as gevolg van insulienweerstandigheid, tipe 2 diabetes of menopause? Stop die kosdrange, verloor gewig en bly op jou ideale gewig met die Manna dieet. Kry jou gratis dieet e-boek by mannaplus.com en sê totsiens vir gewigsprobleme met Manna bloedsuikerbeheertablette. Beskikbaar by alle apteke, gesondheidswinkels en by mannaplus.com. Ons fokus hierdie week in die dorp Lichtenburg in Noordwes. Dit is geleë ongeveer 230 km wes van Johannesburg op die R503 tussen Kolini en Mafeking. Lichtenburg is veral 'n landbougebied met uitgestrekte mielielande, maar is ook 'n gewilde plek vir toeriste. En as jy hier wil kom uitspan, is Scotts Manor die ideale plek om te besoek.
Scots Manor Guest House in Lichtenberg is a quiet country retreat which offers stressed city dwellers the perfect getaway from the hustle and bustle of the rat race. If your priorities include mouth-watering meals, advanced conference and events facilities with all amenities on-site or quality accommodation, Scots Manor will exceed all your expectations, as proven by its numerous awards, including SA Guest House of the Year for 2 years in a row. Ideal for team building and functions of every type, their beautifully decorated ensuite luxury rooms are equipped with Wi-Fi internet and workstations. And after business, a stroll through the tranquil gardens or a splash in the pool would be the perfect antidote to stress and worry. Ideal for weddings, Scots Manor supplies everything you need at a price you can afford. Just bring yourself, your fiancé, and your guests. Their dedicated staff will help to make your stay a memorable one, so that you will return to Scots Manor Guest House again and again. Die Cerealis groep op Lichtenburg bestaan uit 3 maatskappye, naamlik Cerealis Precision, Cerealis Mechanisasie en BioSolutions. Die groep fokus op innoverende en spesialis landbouprodukte en tegnologie vir die graanbedryf, wat waarde tot enige boerdery toevoeg. Cerealis Mechanisasie lewer 'n diens aan boere in die Noordweste wat betref Klaas, Kaverneland, Ag Leader en Precision Planting produkte. BioSolutions is 'n leier op die terrein van die toetsing en bemarking van biologiese en mikrobiese produkte vir die landbou. Die Cerealis groep besoek jaarliks al die top internasionale landbouskoue om sodoende produkte te identifiseer wat kan waarde toevoeg tot die Suid-Afrikaanse landboumark. Hoe ons dit doen is ons identifiseer produkte op die skou, ons voer 'n toetsproduk in, toets dit vir 'n seisoen en as dit waarde kan toevoeg op die plaas, dan begin ons dit bemark. Christelike Volkseie Onderwysskool op Lichtenburg is een van die dorp se voorste opvoedkundige instellings. Doelgerigte onderrig vind ooreenkomstige gevestigde kurrikulum plaas en CVO sluit 'n hoër, laer en kleuterskool in. Daar word by CVO aan streng akademiese standaarde voldoen. Bewese opvoedkundige metodes word ingespan en leerders ontvang individuele aandag om hulle deeglik toe te rus vir die beroepslewe. Die skool beskik oor 'n koshuis en 'n wye verskeidenheid kulturele en sportaktiwiteite word aangemoedig, waarvoor daar al die nodige geriewe bestaan. CVO skool voorsien 'n gesonde hoeksteen om die toekoms met sukses aan te pak. Lichtenburg is as dorp geproklameer in 1873 en het 'n noue verbintenis met generaal Delarey, wat die dorp se verteenwoordiger in die destydse Huis van Verteenwoordigers was. Hy is ook na sy dood in 'n skietvoorval by Langlaagte in Lichtenburg begrawe. Hierdie dorp het dus 'n groot rol in die geskiedenis van ons land gespeel, maar deesdae word daar letterlik vooruitgeboer met Monsanto in die voortou. Julle saam met my hier op Lichtenburg in die hartjie van die mieliewêreld. In Tebond lê ons aanleg. Hierdie aanleg is die trots van Monsanto in Suid-Afrika, een van die grootstes in Afrika. Maar hierdie aanleg het nie oornag begin nie. Ons het in 2001 begin met hierdie aanleg, met die droër, en op daardie tyd was dit die eerste droër in Afrika van sy soort. Meeste van hierdie ontwikkelinge het maar gebeur, soos wat ons kwaliteitsverbeterings gekry het. Daarna het ons in 2006 het ons die prosesseringsaanleg gestig en in die stoor waar ons die distribusie van doen is in 2011 in gebruik geneem. Daarmee saam met ons kliëntedienskantoor ook. Daarmee saam met ons die kwaliteitsbeheersentrum, die laboratorium waar ons al ons kwaliteitsbeheer toetse doen. Aan die voorhand van alles staan tegnologie. Die tegnologie wat ons het in hierdie aanleg is die nuutste van sy soort. Ons poog voortdurend daarna om die nuutste goeders te bring, die nuutste tegnologie. So byvoorbeeld die keurskandeerders, die eerste van sy soort. En ons
Ons geniet hierdie tegnologie, ons geniet om saam met 'n internasionale maatskappy te werk wat voortdurend kyk na nuwe uitvindsels, nuwe innovasie. Kwaliteitsbeheer is sentraal vir ons en deur die hele proses van die droër tot by die prosesering word samples geneem, monsters geneem en daardie monsters word gebruik om seker te maak reg deur die proses dat die kwaliteit van die saad is die beste wat ons kan lewer. Dan ook het ons omtrent 350 mense wat elke dag by hierdie aanleg instap en weer uitgaan. Veiligheid staan vir ons voor alles. As ons nie 'n persoon in die aanleg kan bring en hom weer vanaand laat huis toe gaan na sy familie toe nie, dan het ons gefaal. Dit is hoekom ons glad nie kompenseer op enige veiligheid nie. Weston is Lichtenburg se bekende handelaar in voertuie, trekkers, onderdele, landbouimplemente, sowel as paneelklopdienste. Splinternuwe en gebruikte Ford en Mazda motors is hier beskikbaar teen die beste pryse. Weston is die regte plek vir Landini en McCormick trekkers, sowel as trekkeronderdele, terwyl die onderneming ook 'n wye verskeidenheid landbouimplemente en toerusting voorsien. Weston is 'n dinamiese en snel groeiende onderneming wat oor 6 takke beskik, van Noordwes tot in die Wes-Kaap. Hier by Weston glo ons aan die beste kwaliteit teen bekostigbare pryse gewaarborg. Weston se paneelklopafdeling het 'n reputasie vir flinke diens en sy werk word goedgekeur deur al die vernaamste versekeringsmaatskappye. Wat betref gehalte en die pryse van voertuie, onderdele en herstelwerk, kan niemand Weston klop nie. Ons maak nou klaar in Lichtenburg en hoewel boerdery en landbou 'n groot deel uitmaak van die ekonomiese bedrywighede in Lichtenburg, kry 'n mens daar ook 'n verskeidenheid van ander besighede nes in die stad. En boonop woon een van ons land se internasionaal bekende kunstenaars in Lichtenburg. Sokkie Wellness Sentrum op Lichtenburg, een van 18 Sokkie takke landwyd, is toegewy aan pynverligting en die bevordering van gesondheid deur 'n 4-fase proses wat op die liggaam se selle gerig is. Sokkie se 4-fase behandeling behels eerstens ver-infrarooi radiasie wat selle op 'n natuurlike manier aktiveer, gevolg deur ensiembehandeling om chemiese reaksies in selle te stimuleer. Daarna word die natuurlike water- en suurstofbalans in selle herstel deur die toediening van chi-energie. Ten slotte word onderlinge selkommunikasie aangemoedig deur hulle e-power tegniek. Daardeur word die selle se opname van voedingsstowwe en uitskeiding van gifstowwe bevorder. Sokkie is 'n veilige genesingsmodaliteit wat die hele liggaam behandel deur beproefde apparate en metodes om verligting van pyn te bring en natuurlike herstel en gesondheid aan te moedig. Lichtenburg is baie trots op Jonel Skols, kunstenaar van formaat wat sedert 2003 plaaslik en internasionaal uitstal. Jonel se medium is olieverf en haar werk fokus op figuurstudies, portrette en interieure. Haar werk is sedert 2009 in New York, Miami en Europa uitgestal en verskyn aanlyn by Arts Fair International en World Art Media. Jonel Skols se werk was verlede jaar by die Castello Estense in Italië te sien en kan direk by haar bestel word. NWK beperk op Lichtenburg voorsien 'n wye verskeidenheid landboukundige dienste en produkte. Sy vernaamste bedrywe omvat silo-dienste, graanbemarking en kleinhandel afset. Die maatskappy lewer ook 'n reeks presisieboerdery, adviesdienste en mededingende finansieringspakkette vir produksie-insetkoste en sy nywerhede vervaardig en bemark voedsel- en veevoerprodukte. NWK bied gehalte produkte teen mededingende pryse, kundige ervaring en die nuutste tegnologie wat aan sy klante 'n voorsprong sal gee. Ontbytsake besoek al die mooi plekke in ons land in ons motor, geborg deur Equestra Flexi Logistics. Baie dankie aan al die besighede van Lichtenburg wat deelgeneem het aan ons fokus. Ons herinner net weer dat sakemense in die Vaaldriehoek so gou moontlik vir Pieter de Waal moet skakel as hulle nog wil deelneem aan fokusse daar. Die tyd raak min en die plek is beperk. Hierna gesels Dawie met Matthys Roots, ons gas vandag.
Ontbytsake beplan 'n fokus oor konsessies oftewel franchises soos dit algemeen bekend staan. Dit sal uitgesaai word op 1 Desember. So as jy jou konsessie aan die land wil bekendstel, kontak vir Garth Ashman. Hoe meer mense weet van jou onderneming, hoe beter is die kans dat jou besigheid sal groei, nie waar nie? En blootstelling is beskikbaar, net hier op Ontbytsake. Dis maklik, dis vinnig en ons staan jou by deur die hele proses. Cheap. Matthys Roots, wat sy derde besoek aan Ontbytsake is. Ja, ek dink so, ja. Die derde een? Ja, maar julle raak nou al professioneel hoor. Ek beïndruk. Ek sien enigste wat deesdae professioneel is. Daai ou spul aan die ander kant, veral hy ou stofpoepertjie. Aan die ander kant, weet nie een van hulle is meer professioneel nie, as jy my vra. Maar laat ek vir Matthys vra. Hoe gaan dit met Matthys? Dit gaan baie goed. Ek is eintlik lekker om te kan aangaan. Dit is baie lekker om te kan wys dat dinge ook goed kan gaan. Ek geniet nogal daai rol ook om my rol so 'n bietjie te speel om te wys maar dit kan ook goed gaan. Speel jy 'n rol daarmee? Ek meen, probeer jy 'n soort van Nee, ek bedoel is net lekker om te kan doen. Jy weet ook mense hou jy 'n bietjie dop. Sorry daarof nie. Ek kan so nou na jou rol speel as ek regtig die aand wil huis toe gaan. En die oom wil vir my nou nog 'n ekstra wyntjie aandra of die tannie wil nog my ekstra melktert gee. Dan gelê ek dit op my arms. Dan speel ek rolstoel. En as jy okay, dan vat hulle my huis toe, dan kan ek gaan slaap. Want jy weet hoe gaan dit as jy so jy is nog skelm ook boonop. En nou het ek my hele game weggegee. Daar is ek het nou nie gedink voor ek dit gesê het nie. Maar as jy nou dan weet mense is baie bewus daarvan dat dit moeilik kan gaan, maar oor die algemeen mense begin my normaal hanteer en ek geniet dit ook. Ek wil graag normaal integreer soos dit daar buite kan. Maar nogtans is daar seker 'n paar rolstoel insidente gewees. Ja, nee, kyk, een ding wat jy doen met 'n rolstoel in 'n winkelsentrum, as jy wag vir iemand, moenie sit en coke drink terwyl jy wag vir iemand nie. Iemand gaan geld in jou coke omgooi. En as ek uit die kar uit klim, dit vat my so 30 sekondes as my stoel uit, dan klim ek uit die kar en maak ek die deur toe. En as iemand my help, vat dit so 3 minute. Die groot fout is die mense kom vra nie eers as jy besig om in of uit te klim. So terwyl jy uitlaai, laai hulle terug. Hulle nie dom wat jy doen nie, jy weet. Of tannies vat jy sit in kuier, soos ek sit in kuier, ek is besig met 'n wyntjie of my kos nog sny, dan vat sy my net weg en sê kom ons saam vir 'n foto en dan stoot sy my, dan gaan hy. Weet jy en natuurlik die ander as hulle jou drukkies gee. Weet jy, ek is nou ook lente gestremd. Ek was gewoond om... Wat doen jy ook lente gestremd? Nee, ek praat maar net half generies, weet maar ek was gewoond om mense nou basies oorlik op te kyk en nou as ek 'n drukkie by tannie moet kry, moet ek nou maar asem ophou en ek moet nou maar net omvat soos hy kom. Of hulle vat soos hulle kom. Ja, maar dit is wonderlik, die omgee van mense daar buite, en nou praat ek van die hele spektrum van mense. Die skoonmaker by die shopping sentertjie daar naby my wat ek altyd stop, sy los aan mop en alles, en sy kom help. En dis al wat ek elke keer probeer verduidelik, hoor die los net, ek sê okay, staan maar net by, maar almal deur die hele spektrum van mense, sal mense wil help. En dis nogal lekker om te sien dat mense wil omgee. Ek praat van mense wat my nie ken nie. Mense wat jou ken is bietjie op meer afstand. Hulle wil so 'n bietjie hulle hou so 'n bietjie terug, maar mense wat jy nie ken nie sal net kom help. Jy het my nou skoon in trane van die lag. Kyk, die realiteit is, Matthys, jy's nou 'n baie nice ou en ek ken jou nou al van lank al. Maar jy's mos 'n bietjie van 'n droë ou. En ek het nie geweet jy kan nou so vol van wees nie. Lyk ek regtig so droog? Ja, jy's dis feit, jy's maar 'n bietjie van 'n droog. Ja, jy lyk ook so 'n bietjie droog net. Maar ek het geweet jy kan so veel van wees nie. So hier's nou 'n kans van jou wat ek nog nie raak gesien nie. Kom ons praat vandag oor aardklop. Aardklop is in volgende maand, né? Ja, aardklop is volgende maand en ek weet dieselfde saal wat ek elke jaar is. Ek voel so tuis daar in die Elgrove saal en op die Elgrove Hotel en ek doen vanjaar ek my nuwe musiek, die Rembrandts en Meisie in die Maan, maar ek noem die vertoning steeds Matthys, net om daai vrae te beantwoord en ek kom bietjie hierdie keer met multimedia aan. Ek bring 'n projektor, ek wys foto's, stukkies, video's om net te wys dat dit regtig wat aangaan, hoe mense lewe kan leef daarvan af. Dat dit nie nodig is om te stil te staan en te wag nie, maar dit is nog steeds die kern daarvan is steeds my musiek. En alles rondom die nuwe musiek op 'n manier het die nuwe serie se musiek ook so van plek geval. Van die musiek het ek al 4-5 jaar terug in my live weggesteek gehad om eendag te wil sing en toe ek begin opneem hier aan. Alles het so ietsie te doen gehad. Elke liedjie vertel 'n storie en ek het lanklaas 'n album gehad wat so eenheid gevorm het soos hierdie ene. Kom ons praat nou verder daaroor. Ons maak net vandag 'n draai. Eers opsomming van die week se weer saam met Lang Arm.
Ja, Naram, jy het ook so 'n diep stem soos Matthys, jy weet. Ja. Vet Budgie rol groot uit. Jou vet kans om telekomrekeninge se vlerke te knip. Ja, koeler weer oor die noordooste van die land vandag as gevolg van 'n rug van hoog oos van die land. Lyk nie as wie reën so wyd versprei gaan wees soos laasweekie, maar nog steeds 'n goeie kans vir reënbuie oor hierdie gedeeltes hierdie naweek. In die weste aflandige lugvloei wat dit lekker warm gaan maak oor die volgende paar dae. Maandag wel 'n koue front wat inbeweeg oor hierdie gedeeltes wat dinge sal afkoel met 'n paar reënbuie langs die suidwes en suidkus. In die noordooste sal dinge opklaar. Aflandige lugvloei wat eers langs die suidooskus gaan heers en dan teen Dinsdag gaan uitbrei na die ooskus van KwaZulu-Natal se kuslyn. Teen Woensdag 'n volgende koue front wat langs die suidooskus inbeweeg met enkele reënbuie langs hierdie kusgedeeltes. Baie warm oor die verre noordelike gedeeltes van die land teen die einde van die week. Sonnig en matig oor die res van die binneland. 'n laaste koue front wat van Donderdag af langs die suidweskus inskuif wat teen Vrydag langs die suidkus uitbrei. Terug na Dawie en Matthys. RSA search engine, the best business search engine in South Africa. In Global Express, we're quick, smart, reliable. Die stem met die man, Matthys Roots wat ons gas is vanoggend. Ek het net so vinnig voor die kamer of agter die kameras gepraat. Toe jy nou opmerking gemaak wat ek dink nogal baie waar is. Ouens in rolstoele is ouens wat risiko's neem. Want dis hoekom hulle daar land. Ja, dis nou mense wat nie vir die mense verkondig nie, maar is nogal interessant om so na dit te kyk. Dis hoekom baie van daai ouens so kan aangaan met dinge doen, want baie van die ouens hulle wil weer die volgende stap wat verder kry, maar as ek na my klomp vriende kyk, elkeen het maar ietsie doms genoem. Ek hoop nie dat ek kyk nou vanmôre laat hulle nou my kwaadlik neem, maar mens kan maar so deur die spektrum kyk. Elkeen het maar so iets doms gedoen. In 'n swembad ingeduik of in 'n dam ingeduik of met 'n motorfiets of 'n quadbike of 'n 4x4 of 'n kar of iets gedoen, maar dit 'n risiko geneem. Het maar risiko geneem. Hulle het gelewe. Ek dink ja, hulle het gelewe, maar ek dink die wonderlike deel daarvan is jy kan nog aangaan, jy kan nog steeds lewe. Jy kan nog aanhou met lewe. Kom, jy het vir ons 'n CD of jy het vir ons 'n ding saamgebring. Kom speel dit gou 'n bietjie. Dit is waar jy geski het in Switserland. Kom ons kyk gou vinnig daarna. Kyk jy nou. Daar's jy nou in Switserland. Ek weet nou nie waar dit is in Switserland nie, maar praat hier deur. Is dit nou jy daai? Dit is ek daar in Oostenryk en kyk hoe vinnig is ek. Daai was net dis 'n jaar voor my ongeluk, daar val ek. Kyk, ek kon nie staan en ski nie. Toe val jy nou daar? Ja, maar daar val ek nie. Oh, okay. Ja. Oh, dis die eerste dag gewees. So, jy weet, daar klim ek terug in die stoel toe ek moeg geski. Okay. Maar dit is 'n ongelooflike ervaring. Dan val ek weer. Ja, donder jy weer nie. Jy moet ongelukkig baie leer val voor jy kan leer ski. Ja. Dis maar een van daai dinge, my val gelukkig nie seer. Die sensasie en die ervaring vir jou van ski byvoorbeeld, want het jy by swart goeters gery baie keer? Hierdie was net op die rooi is geweest. Okay. Ek kon op die swarte ski nog voor die ongeluk. En hierdie is moeilik met hierdie stoel is. As jy met daai ski ding, as jy by die swarte is en jy val, dan gaan jy aanhou bly ski. Daar is nie 'n manier hoe jy kan stop nie. Ek dink jy gaan eers onder teen iets groots vas kan stop. En kyk, daai swart is baie keer seker 60 grade, ek weet nie wat, dit voel so 90 grade. Ja, dis fun. Hoe is lekker. Maar op die rooi is baie lekker en my derde dag het ek saam met my seuns begin ski. Die 5de dag te ski ons van een van die hoogste berge in die omgewing af van 2000 meter af na 700 meter. En die hele pad af. So ek het die hele pad saam met hulle geski. En dit is 'n ongelooflike ervaring om dit weer te kan doen, om iets te doen wat ek gedink het nooit weer moontlik gaan wees, net om bo op die berg te wees. Liam en Johan, ja. Hulle ski nou baie goed en net om hulle weer te kan sien ski. Dit het nie mense gegaan oor om fisies deel te wees daarvan nie, maar om net saam met hulle te ski en weet hulle is agter my en hulle wil ook bietjie afshow en dan by my verbykom, bietjie stop en so aan. En later kan jy hulle leer om uit my opkom ook, want jy weet as jy nou eerste dag val jy elke 10 sekondes. So daai volgende oggend toe ek opstaan, toe ek styf hierso en hierso en hierso en hierso en hierso. Selfs my kake binne styf net as op jou tande. So dit is ek het spiere ontdek wat ek weet ek het nie. En maar ek dink dit is maar 6 maande na my nee, dit is net oor 'n jaar na die ongeluk gewees. Maar en ek het nie gedink ek gaan dit doen nie en ek het dit weer gedoen. Eintlik wat ek daarmee wil sê is gaan probeer dinge, gaan doen dit. Dit is moontlik. Daar is dinge daar buite kan wat moontlik is. Wel, laat ek sê, ek gaan nou hierso vinnig kat, want die volgende gaan ons lekker lank gesels. Die formidabele
Matthys Roos wat ons gas is vanoggend en natuurlik die formidabele Oela se beurt is dit nou vanaf ons iets aan mekaar te sit met eendag gesels ek en Matthys verder. Die Spier Cabernet Sauvignon, heerlik saam met ryk rooi vleisgeregte en belee kase. En die geurende pasta dis met die blou kaassous is amper klaar. So ek gaan nou net die finale goed bysit. Hier is die broodkrummels. Almal het my nou gevra hoekom sit ek broodkrummels in wat ek net in gehalte olyfolie net 'n bietjie lekker bruin en ros gebraai het. Dit is eintlik nie bruin nie, goud gebraai het. Nou dit is maar net om 'n bietjie 'n tekstuur aan die dis te gee want daar's nou net die blou kaassous, so die geur en die smaak is daar, maar hierdie gaan nou net daai tekstuur gee. En die enigste kruie wat ek gaan gebruik is vars timmie. So probeer maar om vars timmie te gebruik, maar as jy nou nie kan en jy moet nou die gedroogdes gebruik, onthou net om minder te gebruik want dit is sterker. En ek het intussen swart peper ook ingesit en dit is al wat jy nodig het om te geniet saam met Spier se Cabernet Sauvignon. Maar ons gaan nou terug na Dawie en Matthys Roos. Escort, 95 jaar se ervaring in die maak van kwaliteit vleisprodukte. Oela gebruik die veelbekroonde Willow Creek olyfolie in haar kombuis. Willow Creek, olyfolie van oorsprong. Matthys Roos wat ons gas is vanoggend. Luister hier, ons het nou klaar die marketing speel gedoen oor jou Rembrandt se meisie en die maan en jou boek en alles. Ons gaan nou van hulle weggee. So ek gaan nou nie meer daaroor karring nie. Maar wat jy's 'n wiele ou. Jy's 'n wiele ou. Ja. En jy het nou 'n rosse, maar jy het net so vinnig toe nog nou wil ek vir die mense wys van jou wiel. Wat weeg hierdie stoel van jou? Hy weeg sonder die wiele weeg hy 2.2 kg. Ja, sien dis ongelooflik. Dis eintlik maar die ding. So is dit carbon fiber, ja. Hy klink plastic. Maar dis wanneer jy hom in die kar moet laai. Het jy al gerol? Nee, ek sal geoefen. Ek kan nou as ek moet lig ek maar net. Hierdie ongelukkig hierdie stoel is so lig as jy nie dan val hy agteroor. Ag, jy moet dit. Maar dit dis jy's maar net op 'n meer aktiewe leefstyl werk so stoel baie lekker. Jy wil hom in en uit, jy wil op en af by plekke. Mense moet op en alles. Hy kan nie opvou nie. En hy het ook die handvat ons by die tannies by kan stoot nie. Is dit 'n goeie of 'n slegte ding? Nee, dis 'n goeie ding. Dis nog een ding in 'n rolstoelpunt is dat jy pla. Maar weet jy, ek ontmoet oral in 'n winkelsentrum. As jy daar rond, ek sien ou met 'n rolstoel. Weet kinders, toe ons klein was en jou ma gaan kuier by iemand, jy sien dan vra jy is dit hulle kinders. Dis my oom kom check hier is die kinders uit die maatjies. Okay, nee, hulle is my size. Ja, dan gaan speel mens. Met 'n rolstoel is dieselfde. As ek in 'n winkelsentrum by tou staan of ek wag en ek sien daar's 'n rolstoel, dan kyk jy en dan kyk jy, my lekker wiele. Wat se wiele het hy? En dan gaan vra jy, waar het hy daai wiele gekoop? Jy weet, dit maar die manne, dis maar steeds daai manne ding. Jy ry al uit en jy ry al raad uit en elke ou wil graag 'n vinniger en 'n beter en 'n ligter stoel hê en So het jy nou ge-upgrade na 'n ander model toe en so. Hierdie het ek nou so 2 maande terug gekry. So dit is nou my nuwe ene. Die ander een het nog steeds, die ander een gebruik ek vir die wedlope. Hierdie een se klein wielietjies bietjie baie klein voor. Ja, ek sien daai klein wielietjies daarvoor. Ek weet jy gaan nou jou dinge sien met daai wielietjies. As hy so klippie vang dan staan die stoel stil en ek is uit. So ek het 'n ander een wat ek bietjie meer aggressief mee kan ry, is bietjie swaarder. En hierdie een is maar net my daaglikse stoel. 2 kilo, net oor die 2 kilo, ek kan dit nie glo nie. Nee, dit maak nog al 'n. So wat kan 'n mens vervang in die goed? Kan jy die wiele vervang? Is dit wat jy goed is? Kan jy byvoorbeeld mags opsit? Ja, maar ek het klaar mags op. Weet jy? Ek het klaar mags op. Ja, van jou is dit spinners op. Jy weet hierdie goed het so wat aanhou hardloop. Dis kom hoor. Ja, liggies. Hulle sit liggies in die wiele. We vinnig hierdie ry al my gloei, ja. Nee, dis kom hoor. Ek sal nie sê van watter deel van die land die ou is dit nie mags op sit nie, maar Matthys, is daar iemand spesiaal in jou lewe op die oomblik? Ja, nee, ek is bevoorreg om te ek het baie spesiale mense. Ja, maar jy weet wat ek bedoel man. Nee, ek het dan spesiaal, ja. Nee, ek het 'n spesiale dame in my lewe ook, ja. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Want ek is altyd bang om net te veel daarvan te praat want môre bel die tydskrif te my, dan wil hulle 'n storie doen. En dan 'n week later as dinge verkeerd gaan wil hulle weer 'n storie doen. So ek is maar so 'n bietjie ek dink daar sekere dele wat ek privaat hou en dit is my lekker op daai vlak te hou. En te sê dit is wat dit is. Dink jy dit is 'n soort van standaard praktyk vir ons kunstenaars in Suid-Afrika om hulle storie 2 keer te verkoop. Die een keer is hy trou en die een keer is hy skei 3 keer. Ja, maar hulle skei en dan maak hulle op na die egskeiding. O, dit hulle verkoop 3 keer. Ja.
Ja, ek dink is maar die media wat die ouens maar weet nader en sê hoor jy wil 'n bietjie die storie vertel. En oor die algemeen ding mense maar alle publisiteit is goeie publisiteit. Vir my gaan dit oor wat ek wil doen. Ek sal deesdae nogal ek het nooit publisiteit so erg gejaag net met 'n sang nie. Maar ek geniet dit nogal om met die rolstoeling en met die wedlope en die goeders ek doen, die ding wat ek wil doen van Windhoek na Walvisbaai toe. Oor grondpad, dis die tipe goeders wat ek nogal. Maar nou moet jy off-road opsit, jy kan nie daai tyres ry nie. Ja, ek het dit klaar gedoen. Ek het vir my sulke lekker off-road bande gemaak. Weet jy? En is nogal lekker, maar op YouTube is klomp vir my klips, vir my amper ongelukke en goeders as ek nou oefen met daai bande. Ek het jou nou die eerste keer, ek het dit laaste keer gesê of jy by ons kom kyk. Die eerste keer het ek jou sien daar by die ring, daar by Hartbeespoort het jy hoor sing. En dan moet jy sê nou my bek het oopgehang toe ek jou hoor sing. Nou hier's 'n paar ouens wat jy nou Leonard Cohen. Dit is Like a Bird on the Wire. Is dit Leonard Cohen? Leonard Cohen, ja. Maar kan jy rekening beter doen as Like a Bird? Ja, maar ek is. Okay, en dan Roger Whittaker. Oh, I don't believe in it. En natuurlik Neil Diamond. Is daar gunsteling onder hulle vir jou? Ja, my liedjies te kies ek maar altyd op sterkte van hulle ekonomiese waarde. Jy weet 'n liedjie I Don't Believe in If van my studente daar het mense van geld gegooi as ek hom sing. So ek sing hom maar steeds, jy weet. O, is dit so? So met ander woorde, dit is nie noodwendig 'n sang wat jy van hou nie, dis 'n sang wat jy kyk wat daar reaksie op is. Dis 'n ding wat jy Ja, nee, maar dit sing jy nou meer, maar ek het ook agtergekom my liedjie keuse het ek altyd beplan of ek het altyd liedjies gesing wat ek wil sing. En ek het agtergekom as ek 'n liedjie sing wat ek regtig van hou, dan hou die mense ook daarvan. As ek 'n liedjie sing wat ek dink die mense van gaan hou. En ek sit nou 20 keer baby in sy woorde en goeters. Dan gaan die mense nie vir my dit werk nie vir my nie. Ek moenie 'n liedjie ek moenie die eindresultaat jaag nie. Ek moet begin waar ek nou is. En ek moet die liedjie sing wat ek graag wil sing. En 90% van die kere sal die mense ook van daai liedjie hou. Met ander woorde wat jy eintlik sê is wat smaak is universeel. Wat mense van hou almal van. Hou almal van ja, maar ek dink jy moet ook jou eie waardes moet jy uitleef. Want dit is die mense wat na my musiek luister, dis die mense wat dieselfde waardesisteem as ek het of dieselfde 'n musieksmaak het. En as ek hulle verloon deur die populistiese benadering wil vat, dan gaan dit nie vir my werk nie. Ek gaan nie daai ons kan nader trek nie want ek dans nie goed genoeg daarvoor nie. En ek gaan net my bestaande ouens verloor want hulle gaan dink ek is die padbyster. Ja, ek het eendag vertel jy gaan nie ontbytsake verloor nie. Matthys Roos wat vanoggend by ons gaan kuier. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Ja, baie dankie. En ek meen daai stem van jou is net ek kan net luister van almekaar. En ons gee 5 geskenkpakke van Matthys se series Rembrandt se Meisie in die Maan sowel as sy biografie steeds Matthys weg om in te skryf. SMS jou naam en die adres met die woord Matthys na 34084. Ons kyk nou na partykeer 'n liedjie wat Matthys as deel van die 6 snare gedoen het en dan is dit weer tyd om te groet. Partykeer breek jou hart in, partykeer breek jou vlerke, partykeer gly jou hand in, sny jy dieper as wat jy wou, partykeer werk dit uit en partykeer breek jy alles. Party goed praat jy uit en partykeer bly jy stil. Ons paai het vreemd. Wat doen ons dan nou? Hy is de kinderliefde waar ek gevoel het nou, voel ek nog steeds vir jou, vir jou. Al is jy elders nou, is ons nog steeds nie ek. Jy is nog steeds alles. Behalwe dat Matthys 'n amazing stem het, kan ek julle een van hom vertel. Hy kan eet hoor. Hy kan verskriklik baie eet. Dit lyk so, né? Matthys, dankie vir vanoggend hier waar ons 'n draai gemaak het. Baie dankie, is lekker om breakfast te hê, ja. Dit stink so 'n bietjie, maar dis van die blou kaas hoor. Nee, ek hou van die storie van Gorgonzola en die verskil tussen die twee. Dis nou 'n lekker storie om te vertel vir mense. Ola weet alles.
Dit is 'n goeie whisky. Ek kan hom net verduidelik as jy 'n goeie whisky het en hierdie is dieselfde. Sy trek snaaks aanmaak, kos is Maar 'n goeie whisky na 'n baie goeie wyn. Ons wil graag vir jou van Spier se Cabernet Sauvignon gee. Ek saam met ons gekuier dit vanoggend en dit was weer eens baie lekker en regtig inspirerend. Baie dankie. Dankie vir julle. Cheers. Lekker gekuier. Nou volgende week is ons gas die sanger en skrywer Valiant Swart, wie se boek onlangs vrygestel is. Dawie, ek wil nog vir jou sê, né? 'n Mens praat net mense vir wie jy liefhet. Onthou net dit. Ja, nee. Dis kom ons met jou job so lief vir jou. Dit's almal. Ek is ernstig. En ek wil net sê Matthys luister actually as ek iets sê. Want ek dink jy Dawie, het jy geluister toe ek vertel van die blou kaas? Maar Dawie is nêrens. Of weet jy dit? Nee man, jy het gesê blou kaas met druk dit met drade in en so. Is ja, jy het so gesê ek kan dit onthou. Dankie Dawie. Julle is ook okay, hoor. O, dit is heerlik. Dis lekker. Dis lekker.